like song, I'm a donkey. Storytyd saam ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Hallo maatjies. Ag man, het ek nou na julle verlang. Het ouma Donkie darm nou heeltemal te lanklaas vir julle ouetjies 'n lekker storie gelees. En 'n baie spesiale hallo aan Elian en Lulu, hulle ouma se kinders. Ag, nou ja, toe julle, hierdie storie is vir julle almal en vir jou Elian en vir jou Lulu. En hierdie storie gaan oor 'n muurtjie. Is julle reg? Ek kan nie hoor nie. Daar sy. Nou ja toe, kom ouma lees vir julle oor hierdie spesiale muurtjie. Haar naam is Mimpie. Dit het so pas opgehou reën. Die sonnetjie beur deur die wolke en laat 'n pragtige reënboog skitter. Die groot druppels wat aan die blare en die takkies hang, weerkaats blink in die strale. Bertie hardloop buitentoe. Hy het lank voor die venster gestaan en kyk en gewens dat dit ophou reën, sodat hy buite kan gaan speel. Hy spring van plassie tot plassie en skaterlag, soos die water opspat en die druppels in alle rigtings skiet. Skielik hoor hy 'n fyn stemmetjie wat roep: "Help my! Asseblief, help my! Ek is besig om te verdrink! Help!" Bertie sien niemand om hom nie en begin op die grond soek waar die stem vandaan kom. Souwaar, daar in een van die plasse water is 'n muurtjie wat na hom roep. 'n muur wat kan praat," dink Bertie hardop terwyl hy afkyk na die muur. Dit kan nie wees nie. "Help my, asseblief," roep die stemmetjie weer. "Sit 'n takkie nader sodat ek daarop kan klim," vra die muurtjie, wat sien die seun vat te lank om oor sy verbasing van die pratende muur te kom. Bertie vat 'n dun takkie en laat Mimpie, wat nou stokflou van die gespartel is, daarteen opklim. Hy lê die stokkie neer op die grond en hou dop wat die muurtjie doen. "Baie dankie. Jy het my lewe gered," sê Mimpie uit asem en vryf die waterdruppels so swoesh, swoesh van haar lyfie af. Sy begin by haar voelers, haar gesig en dan haar beentjies. "Is daar iets wat ek vir jou kan doen om jou te vergoed?" sê die muur met haar arms en haar sye. Bertie se gesig is amper teen die grond en sy oë kyk dubbel oor mekaar soos hy konsentreer op wat die muur sê. "My naam is Mimpie. My ma is die koningin van ons nes en sy sal baie bly wees dat jy my gehelp het." Bertie kyk om hom rond en maak seker niemand hoor hoe hy met 'n muur praat nie. En sê: Ek dink eerder ek gaan jou na my huis toe vat. Dis nie aldag wat 'n mens afkom op 'n pratende muur nie. Miskien kan ek jou nog gebruik om vir my iets te doen." Hy tel die muurtjie versigtig op tussen sy duim en sy wysvinger en laat Mimpie so kop onderste bo hang. Mimpie besef sy is verskuldig aan die seun, maar is nie te gelukkig met hoe hy haar ronddra nie. "Wat is jou naam, seun?" vra Mimpie. "Bertie, ek is eintlik Albertus,
Joachim Petrus van der Walt. Maar almal noem my sommer Bertie. Sonder om sy nat moddervoete af te vee aan die voordeurmaatjie, loop Bertie swart by die huis in en soek 'n houer waarin hy Mimpie kan sit. In die kombuis kry hy 'n glasbotteltjie en maak gaatjies in die rooi deksel. Hy vul die botteltjie met 'n paar suikerkorreltjies en broodkrummels en haal toe 'n paar droë grassies en modder van sy skoene af en laat dit ook in die botteltjie val. So ja. Dis nou jou nuwe huis, sê hy, baie in sy skik. Mimpie is maar te bly vir die baie kos wat nou om haar is en dink nie daaraan dat sy nou eintlik Bertie se gevangene is nie. Die volgende dag vat Bertie vir Mimpie saam skool toe. Die kinders steur hulle nie te veel aan die muur wat in die botteltjie is nie. Dis presies wat Bertie wou hê, want hy het gisteraand gedink aan allerlei stoutighede wat hy met Mimpie se hulp kan aanvang. Bertie is nie 'n baie soet kind nie en hy het daarom nie baie maats nie. Hy's altyd besig om iemand te terg of iemand iets toe te snou. Hulle wil my mos spot oor my lang naam. Ek sal hulle 'n ding of twee wys, dink Bertie, terwyl hy sy hande saamvryf. In die klas draai hy die deksel oop en skud Mimpie uit op die tafel. Ek wil hê dat jy moet oorloop na Paul se tafel toe en kyk wat die antwoord op vraag 3 en 4 is, vra hy aan Mimpie. Sy is glad nie te gelukkig daarmee nie, maar doen dit maar noodgedwonge. Sy hardloop flink oor na Paul se boek en loop op die geskrewe gedeelte sodat sy die antwoord woord vir woord kan sien. Die lettertjies is amper so groot soos sy, dus vat dit nogals 'n tydjie. Paul sien die muur op sy boek en gee net een vinnige veeg oor die boek en daar trek Mimpie deur die lug. Sy kom met 'n plons te lande op Bertie se tafel. Hy buig af met sy oor naby haar sodat sy die antwoord in sy oor kan fluister. Mimpie moet die hele dag deelneem aan Bertie se slinkse plannetjies. Terwyl almal so stil sit en werk in hulle boeke, sê Bertie weer vir Mimpie om na Manla se lesenaar te loop en hom 'n geniepsige knyp op die bou te gee. Mimpie frons vir Bertie, sit haar hande na sy en sê, ek weier om so gemeen te raak. Net omdat jy my lewe gered het, beteken dit nie dat jy my nou kan misbruik en jou streek op jou vriende uithaal nie. Hulle is nie my vriende nie. Weg is jy, voor ek jou onder my duim plat druk, sê Bertie kwaai. Mimpie loop baie vererg terwyl sy mompel. Hy sal hom wat verbeel, as hy darm nie weet wie my ma is. Sy klim uit teen Manla se been, sukkel so tussen sy beenhare deur, tot sy hom aan die bout beet kry. Sy is ontsteld en knyp sommer baie harder as wat sy wou aan die sagte vleisies. Manla gee een harde gil van pyn en begin huil, terwyl hy sy bout verwoes vryf. Mimpie spring vinnig af en haas haar na die naaste skuilplek voordat Manda per ongeluk op haar trap, soos hy te kere gaan. Niemand weet waaroor hy so ronddans en huil nie, of hoekom Bertie die enigste een is wat daaroor lag nie. Die juffrou kyk met sulke groot, waai oë na Bertie, maar botter kan nie in sy mond smelt nie, en hy hou sy lag maar in. Toe pouse aanbreek, gaan Bertie speelgrond toe. Die botteltjie waarin Mimpie gevange is in sy hand. Miskien sal hy haar nou vrylaat, dink Mimpie, toe sy die gras en die bome sien. Bertie het egter ander plannetjies en geniet die speletjie nou baie.
gaan oor na Sylvia se kosblik toe en bring haar lekkertjies een vir een na my toe. Mure kan mos 6 maal hulle eie gewig dra. Maar die lekkertjies is te groot en te swaar vir Mimpie. O, maatjies. Tog probeer sy maar en kry dit reg om die eerste pink lekkertjie op te tel, bo haar lyfie te balanseer en vinnig een vir een aan te dra. Met die laaste lekkertjie begin haar knieë onder haar wankel en terwyl sy nog besig is om die laaste lekkertjie aan te dra, sak sy in mekaar. Maatjies, haar beentjies vou sommer so swoep onder haar in. Bertie is so besig om vir Sylvia se verbaasde uitdrukking te lag, soos wat sy agterkom haar lekkers verdwyn, dat hy nie eens sien hoe Mimpie onder die groot lekkergoed vasgepen is nie. Bertie prop die laaste lekkertjie in sy mond en sien vir die eerste keer hoe Mimpie doodstil lê. Nie een van haar 6 beentjies roer nie. Hy sluk so groot sluk, gloep, en trane begin teen sy waantjies afrol. Mimpie, ag, Mimpie, moet asseblief net nie dood wees nie. Jy is my enigste maat. Ek kan jou nie nou verloor nie. Mimpie, ek is so jammer. Sê tog iets, smeek Bertie. Hy tel Mimpie in sy hand op, terwyl hy haar moed inpraat om op te staan. Die ander kinders het intussen nader gestaan en wonder waaroor hy so huil en met wie hy praat. Van hulle begin giggel toe hulle sien dis oor 'n muur wat hy huil. Ander skud net hulle koppe en dink hy praat met homself of spooke. Mure kan mos nie mensetaal praat nie. Bertie bloos bloedrooi toe hy besef die kinders staar na hom. Hy sit Mimpie terug in die bottel, vee sy trane af en stap kop onderste bo weg. Later by die huis haal Bertie vir Mimpie uit, sit haar op sy hand en stap na die muurnes naby die plas water waar hy haar gekry het. Bertie lê Mimpie saggies neer op die gras langs haar muurnes en gaan lê self plat op die gras met sy neus so naby aan haar dat die gras sy neus kielie. Na rukkie begin Mimpie haar voelertjies liggies roer. Eers die linker een, toe die regter een. Toe skop sy haar beentjies een vir een reguit en begin hulle ook beweeg. Bertie se neus kielie, maar hy is so bly om te sien sy lewe. Mimpie, jy lewe! Ek is so jammer oor wat ek gedoen het. Hy tel haar op en spring so 'n paar keer in die lug, sodat die arme Mimpie amper uit sy hande val. Mimpie is net so bly om weer vir Bertie te sien, al het hy haar so baie stoute dinge laat doen. Hy hou haar nou in sy plat hand voor sy gesig, om te kyk of sy heeltemal gesond is. Bertie, het jy al gedink daar 'n rede is hoekom jy nie maatjies het nie? Vra Mimpie, terwyl sy oorklim na sy neus en op die punt gaan sit. Bertie se oë kyk dubbel oor mekaar, soos hy na haar luister. Ja, sê hy, dis oor my snaakse lang naam. Oor jou naam? Laat ek myself aan jou voorstel. My regte naam is Mimpie Maria Marino. Doe jy dit? En jou van? Vra Bertie. Wat anders? Sê Mimpie met 'n glimlag wat oor haar hele gesig strek. Ek dink jy gaan sommer baie maatjies kry as jy na elkeen toe gaan
en hom verskoning vra vir die stoutighede wat jy al aangevang het. Ek kan nie. Daar's te veel dinge wat ek al gedoen het, sê Bertie, terwyl hy met sy een toon in die grond boor. Dis nooit te laat nie, Bertie. Ek beloof, ek sal jou nog een keer help voor ek teruggaan na my muurnes toe. Ek het 'n plan, sê sy en kruip nader om iets in sy oor te fluister. Gaan koop die kleinste jelly lekkertjies wat jy kan kry. Maatjies, ek wonder julle ook wat se plan het Mimpie hier? Nou ja, toe kom ons hoor gou-gou. Die volgende dag by die skool sit Bertie maar skaam agter in die klas en wag tot voor pouse soos Mimpie gevra het. Op sy sak is daar 'n glasbottel vol helderkleurige jelly lekkertjies, maar ook 'n hele paar mure. Terwyl die klas hulle kosblikke uithaal, begin Mimpie en haar boeties en sissies die klein lekkertjies een vir een na die klasmaats toe aandra. Elke maatjie is so verbaas om te sien hoe daar 'n muur teen die tafelpoot oploop en tot voor elke kosblik met 'n klein lekkertjie gaan staan. Die maats volg die spoor van die mure met hulle oë en sien hoe die muurtjies elke keer terugloop na Bertie se sak en uitkom met die lekkertjies. Bertie glimlag en speel ongemaklik met sy vingers. Jy kan so waar muurtaal praat, gil Rensha toe sy sien wat besig is om te gebeur. Muurtaal! Kan jy ons ook leer? Vra Tabo en knip sy oë om beter te kan sien. Die kinders staan nader aan Bertie om te sien hoe die lekkertjies uitgedeel word. Ek is jammer vir al die lelike dinge wat ek aan julle gedoen het, begin Bertie saggies om verskoning vra. Ek wou net hê julle moes ook met my speel. Nou, hoekom het jy nie net so gesê nie, Albert? Sê Jossie. Hier dink ons jy wil nie met ons speel nie. En niemand sal jou weer spot oor jou lang naam nie, sê Alfons, wat self 'n bietjie 'n lang naam het. Alfonsius Alpletius van Alpitius. Die hele klas begin giggel en sit die lekkertjies in hulle monde. Terwyl die maat saam met Bertie by die klas uitstap, sê Mimpie vir haar broers en susters: Ek dink ons moet maar net hier bly waar daar soveel kos is. Hier is elke dag lekkertjies, vrugte, brood en koeldrank. Dis 'n paradys. Ja! Gil al die ander mure opgewonde en gou-gou soek hulle 'n gaatjie om 'n nuwe huisie te begin. Maatjies, julle moet nou oppas en nie julle kosblikke ooplos nie, né? Want Mimpie en haar familie kan dalk net besluit om daarin te trek. Slide, ouma donkie se storie is uit. Nou ja, julle moet lekker slaap en soet wees, nee. Tot volgende keer.